Die volgende insetsel is verpak vir Radio Fynbos deur Nadine Karsten van Viva Afrikaans. Nadine is 'n onderwystaalkundige by Viva Afrikaans en sy toer met taal weekliks net hier op Radio Fynbos. Skryf 'n mens ek sien Jaco of kan dit ook met ek sien vir Jaco afgewissel word? Dit is 'n vraag wat onlangs op die sosiale media platform Argaïese Afrikaanse uitdrukkings is cool gestel is. Ek dink ons moet net eers vasstel wat die sintaktiese funksie van Jaco in die sin ek sien Jaco is. Goed, so dit is 'n sinsteel wat die werkwoord gedeelte aanvul deur in die plek van X te gaan staan. So as ek sê ek sien X, gaan staan Jaco in die plek van X, ek sien Jaco, waar dit dan betekenisgewys aandui wie of wat direk deur die handeling van die werkwoord gedeelte sien geraak word. Sulke sinstele het die sintaktiese funksie van 'n direkte objek, oftewel 'n direkte voorwerp. Nou wat sê verskillende bronne oor die gebruik van vir saam met so 'n direkte objek, waar die direkte objek op woordsoort vlak of woordsoortlik 'n eie naamwoord is. Van Schoor redeneer in die grammatika van standaard Afrikaans dat hy gekant is teen die gebruik van vir saam met direkte objekte, buiten wanneer dit meer helderheid voorsien. Hy gee dan die voorbeeld, dit is die kragte wat vir ons gemaak het, waar hy instem dat vir wel daar gebruik moet word, want sou ons vir weglaat. Dit is die kragte wat ons gemaak het. Druk ons nie meer dieselfde betekenis uit nie. En dit is die kragte wat vir ons gemaak het, is die betekenis mos, dit is die kragte wat ons geskep het. Sou vir daar weggelaat word, is dit nie meer so duidelik wat die betekenis is nie, want dan sê ons eerder, dit is die kragte waarvan ons die skeppers is. Goed, maar aan die ander kant is daar taalkundiges wat die gebruik van vir saam met 'n direkte objek, wat woordsoortlik 'n eie naamwoord is, erken. Fritz Bonelis redeneer in Afrikaanse sintaksis dat vir invoeging voor direkte objekte wat woordsoortlik eie naamwoorde is, deel van die gewone grammatika van gesproke Afrikaans geword het. En omdat hierdie konstruksie reeds 'n gevestigde kenmerk van die omgangstaal geword het, dra vir in die omgangstaal nie meer 'n besondere affektiewe of 'n nadruklike betekenis nie. In teenstelling, wanneer ek en jy vir in 'n sin soos hulle het vir hom gevang, gaan gebruik waar dit nou voor 'n voornaamwoord staan en daar 'n emosionele betrokkenheid of beklemtoning gesuggereer word. Hulle het vir hom gevang. Hy tref boonop 'n onderskeid tussen omgangstaal en skryftaal. In skryftaal verkies hy konstruksies waar vir weggelaat word. Byvoorbeeld, het jy Frikkie gesien, omdat hy dit as meer formeel en kenmerkend van skryftaal ag. Nou hierdie onderskeid tussen spreektaal en skryftaal word 39 jaar later in norme vir Afrikaans, moderne standaard Afrikaans, ook deur Provani Karstens bespreek. Provani redeneer dat ons besoek vir Koos in die hospitaal veral in die spreektaal voorkom, terwyl ons besoek Koos in die hospitaal, sonder die gebruik van vir, weer meer gereeld in die skryftaal figureer. Hy maak ook die belangrike stelling dat die gebruik van sulke konstruksies, wanneer ons nou wel vir gebruik, of dit nou in die spreek of dan in die skryftaal is, dat dit steeds opsioneel is. Nou, hoewel Fritz Bonelis en Provani Karstens vir invoeging voor direkte objekte wat dan woordsoortlik eie naamwoorde is, eerder met spreektaal assosieer, kry ek wel verskeie voorbeelde hiervan in Viva se versameling elektroniese geskrewe tekste. Byvoorbeeld, Patty dink sy sien vir blaartjie uit die Marula Media Corpus.
Sy sien vir Anton met sy hande diep in sy broeksakke uit die taalkommissiekorpus. Of sy sien vir Katja 'n entop in die straat tot stilstand kom uit die Viva uitgewerskorpus. Nou die korpusvoorbeelde wys dus dat die konstruksie wanneer vir byvoorbeeld voor 'n direkte objek wat dan vormlik 'n eienaamwoord is, nie slegs tot informele spreektaal beperk is nie. Dit ontlok egter 'n volgende vraag. Waarom gebruik skrywers dan vir, selfs waar dit volgens Ponelis geen besondere affektiewe betekenis uitdruk nie? Nou, Taalportaal bied 'n interessante verklaring. Volgens Prof. Jacon Radie dra vir nie tot die betekenis van die proposisie soos gewone voorsetsels by nie. Anders as gewone voorsetsels, wys hierdie vir ons slegs die direkte objek uit, veral wanneer die direkte objek na 'n bepaalde menslike saak verwys. En is dit nie presies wat eienaamwoorde doen nie? Dit is 'n uniek identifiserende etiket of 'n benaming wat een of ander saak waarvan daar net een voorbeeld is, benoem. So die gebruik van vir dien daarom binne so 'n konteks eintlik net as 'n grammatikale merker van 'n bepaalde menslike direkte objek. En dit pas so mooi aan by dit wat Ponelis gesê het oor vir wat binne hierdie konteks 'n neutrale betekenis uitdruk. Juis omdat ons gesê het vir bloot 'n grammatikale merker is. Nou nog interessanter is die feit dat dit wel soms as 'n verpligte sintaktiese hulpmiddel dien. Met ander woorde, partykeer moet ons daardie vir gaan gebruik en dis veral in die konteks van die gebruik van bywoordelike bepalings. So as ek 'n sin het soos Kosie sien gister, waar gister 'n bywoordelike bepaling is, sal ek moet sê vir Karen op die strand, in plaas van Kosie sien gister Karen op die strand. Maar waarom is dit hier verpligtend? Moontlik omdat nuwe inligting na hierdie bywoordelike bepaling gister volg. En in daardie posisie wil Afrikaans graag die menslike direkte objek met vir merk. Prof. Jacon Radie se beskrywing plaas die hele debat eintlik in perspektief. Is ons sin, ek sien, vir Jaco dan reg of verkeerd? Weerens dink ek nie dat 'n mens taal altyd netjies in boksies kan plaas nie. In die inleiding tot die Afrikaanse taalkunde, dis 'n handboek, word aangedui dat hierdie konstruksie aan Laag Portugees ontleen word en dat dit uniek tot Afrikaans as 'n Germaanse taal is. Ons het dus hier eerder te doen met 'n unieke Afrikaanse grammatikale verskynsel wat taalkundiges soos Prof. Jacon Radie probeer beskryf, eerder as 'n eenvoudige kwessie van reg of verkeerd.